Hier op die Olyfberg is Betfage, die plek waar Jesus Jerusalem ingekom het. En ek lees vir ons uit Matteus 21 vers 9. En die menigte wat vooruitgegaan en wat gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemel. 'n Profesie is vervul 500 jaar voor sy geboorte. En hier kan ons dit lees uit Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig is hy, en ry op die esel, op 'n jong esel, die vol van die eselin. Betfage lê op die oostelike helling van die Olyfberg, tussen Betanië en Jerusalem, langs die pad wat na die tempel lei. Dit was 'n klein plekkie en bekend vir die stopplek vir pelgrims wat na Jerusalem op pad was na die feeste toe. Hierdie ligging het dit die ideale plek gemaak om vir Jesus sy intog te begin na Jerusalem, sigbaar vir die hele stad. Jesus het 2 van sy disippels vooruit gestuur om 'n jong volk te gaan haal. In die antieke tye was dit nie ongewoon dat konings op donkies gery het in tye van vrede nie. Die donkie simboliseer die sagmoedigheid en die vrede, en Jesus kies hierdie dier om te wys dat sy koningskap anders is. Hy kom nie om te heers met geweld nie, maar om te dien en om te verlos. Die intog in Jerusalem vind plaas op die 10de dag van Nisan. Dit was dieselfde dag waarop die Israelitiese huishoudings hulle paaslamme moes kies en in hulle huis inbring om 4 dae lank te ondersoek. Ons kan daarvan lees in Eksodus 12 vers 3. Die lam moes ondersoek word vir enige gebrek. Net so word Jesus, die ware lam van God, ondersoek deur die skrifgeleerdes en die fariseërs en die Joodse leiers. Hulle kan geen fout in hom vind nie. Hierdie parallel beklemtoon so mooi Jesus se rol as die volmaakte lam, geslag vir die verlossing van die wêreld. Die mense het hulle klere neergegooi en palmtakke geswaai en uitgeroep, Hosanna. Hulle verwagting was 'n aardse koning wat Rome sal verdryf. Hulle het nie begrip gehad dat Jesus sal kom om 'n diepe verlossing te bring nie, om die juk van sonde te breek en vrede te bring tussen die mense en die Here nie. Op die 14de dag van Nisan was die paaslam tradisioneel geslag, dieselfde dag as wat Jesus gekruisig is. Om 3 uur, die tyd van die middagoffer, Jesus die volmaakte lam. Nie net is dit 'n teken van verlossing uit fisiese slawerny nie, maar die verlosser van die wêreld se sonde. Die skare het Hosanna geroep tydens sy intog, maar hulle het nie verstaan dat sy koningskap nie oor aardse oorwinning gegaan het nie, maar oor redding van harte. Betfage wys vir ons dat die Here se koningskap anders is, sagmoedig, nederig en vol liefde. Hy kom nie vir 'n aardse oorwinning nie, maar om ons van ons sonde te bevry. Roep ek en jy net Hosannas en hoop nog vir aardse dinge om te gebeur? Of erken ons hom as die koning en die lam wat vir my en jou kan lewe gee? Maar as Jesus weer terugkom, kom hy terug as oorwinnaar op 'n wit perd, as die regverdige, magtige Here van die Here en koning van die konings. Maar is ek en jy gereed om hom te ontvang? Nie net as die koning van vrede nie, maar as die uiteindelike verlosser en die regter van die wêreld.